Môre, dit is Dinsdag, dit is die 3de Maart en ons gesels met mekaar weer hierdie week oor dit waaroor ons Sondag gepreek het. Ons het gister gekyk na ons fotum, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig, want hierdie week gesels ons oor bekering. Nou kom ons lees ons teksvers, 2 Petrus hoofstuk 3 vers 9. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Kom ons lees net tot daar. Nou, daar is so 'n paar suurteoloë wat meen dat die tweede brief van Petrus kan nie hy wees nie, want dit is so swak Grieks. Dis nie so netjies geskryf nie. Maar herinner een ou ons in 1 Petrus 5 vers 12 erken Petrus sy eerste brief het hy bietjie hulp gekry. Silwanus, wat 'n beter skrywer en beter met die woord is, het hom gehelp om die eerste brief te skryf. Onthou, sonder om neer te kyk en te skinder oor mense, Petrus was 'n eenvoudige visserman, wat beter as met sy hande is as wat hy met sy woorde was. Sy tweede brief skryf hy egter self. Natuurlik is die taal nie heeltemal so netjies nie, veral die kundiges wat daarop wys. Maar Petrus skryf uit sy hart uit en uit lewenservaring. Nou as 'n mens na die tweede brief van Petrus kyk en wat hy daarin skryf, kan 'n mens seker die vraag vra, who is talking, het die Engelse gesê. Wie praat dan nou hier? Want as jy 'n studie maak van Petrus se lewe, dan kom daar maar baie vrae op en 'n frons. Van die begin af was Petrus spesiaal. As ek dit nie mis was nie, is hy die eerste visserman wat Jesus geroep het om 'n disipel te word. Ons lees ook in Matteus 16, toe die Here Jesus by geleentheid vra, die mense sê dit van my en daai mense sê dat van my, wat sê julle, wie is ek? Het Petrus 'n ongelooflike korrekte teologiese antwoord gegee. U is die Christus, die Seun van die lewende God. En op grond daarvan het die Here Jesus dan ook gesê, jy sal die rots wees waarop 'n kerk bou. En ek vermoed, en ek wonder, of dit nie hoekom die gereformeerde teologie so swaar lê op hulle belydenisskrifte nie, dat dit korrek sal wees, dit wat ons bely, die teologie wat ons handhaaf. So sou Petrus se lewe aangaan, dan loop hy op die water, maar as hy die branders bekyk, dan sink hy. Hy staan selfs ook in Jesus se pad, want hy het sy eie idees wie en wat Jesus veronderstel is om te wees, soveel so dat die Here Jesus by geleentheid gesê het, wyk Satan. En dan die verskriklikste, wanneer die Here Jesus gearresteer en onder felle lyding gaan op pad na die kruis toe, sal Petrus, ek wil amper sê as boesemvriend van Jesus, hom verraai. En as Jesus uit die graf opstaan, glo Petrus aanvanklik dit nie, en hardloop hy soos 'n afkophoender. Wie is hierdie Petrus wat dan nou soveel ander goed sê in sy tweede brief aan die gelowiges? En daaroor gaan ons dan verder kyk hierdie lopende week wat vir ons voorlê. Here, as Petrus vir ons hierdie brief, hierdie pastorale brief skryf, om ons in ons geloof op te tel, ons swak geloof op te kikker, om ons geloof sterk te maak, dan kom bid ons dat ons die volle waarheid daarvan
sal leer ken. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek weet nie wat vir jou voorlê in hierdie Dinsdag nie, maar ek wens jou 'n geseënde dag toe. Mooi loop.